1 Korintiërs 3 vers 21 tot 23 lui soos volg. Niemand moet op mense roem nie. Dis met ander woorde 'n opdrag wat aan ons almal gegee word. Niemand sluit almal uit of dan almal in. Ook vir my en vir jou. Die waarskuwing is, die uitdaging waarmee ons te doen moet kry, is om nie op mense te roem nie. Dan kom die baie interessante res van hierdie teks gedeelte na vore. Alles behoort aan julle. Of dit Paulus of Apollos of Sefas of die wêreld of lewe of dood of hede of toekoms is, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Dit is nie so eenvoudig om hierdie gedeelte te verstaan nie. Terwyl ons verstaan dat ons nie op mense moet roem nie, kom die antwoord dan, ons besit alles, ons het alles. Daarmee wil dit eintlik vir my voorkom dat ons is eintlik in staat om enige iets te bereik. Want ons gaan nie op mense staat maak nie, want ons besit alles. Nou, dis miskien ook dan net noodsaaklik dat ons kyk na die manier hoe hierdie gedeelte aan mekaar gesit word, of dat ek so stel, hoe dit aan die einde verduidelik word. Paulus sê, God is die een wat alles besit. Hy is die een wat alles gemaak het. Daar is niks op hierdie wêreld, op die aarde, in die hemel, onder die aarde, waar ons ook al self bevind, wat God nie van weet nie en wat nie aan hom behoort nie. En dan, een van die belangrike dinge wat Christus, wat God vir ons gegee het, is Christus. Christus wat aan God behoort en deur God na die wêreld gestuur is om mense se lewens te kom nuut maak. En in daardie konteks behoort ons aan Christus. En omdat Christus aan God behoort en alles God se eiendom is, besit ons ook alles. Nou, wat besit ons? Ek dink hoe meer kennis ons het, hoe meer ons weet, hoe meer kan ons waardering hê vir dit wat ons eintlik besit. Ek dink ons besef nie altyd hoe geweldig baie tot ons beskikking gestel is in ons verhouding met Christus wat in verhouding met God staan nie. Hoe meer ons weet van die natuur, hoe meer ons weet van mekaar, hoe meer ons weet van die verskillende wetenskappe, hoe meer kom ons agter. Ons is eintlik geweldig bevoordeel. Daar is soveel dinge wat aan ons behoort en wat ons eintlik moet gebruik, omdat dit tot ons beskikking gestel word. Ons besit alles. Door die name wat Paulus hier noem, hy noem homself en Apollos en ook Sefas wat eintlik Petrus is, en al die ander dinge, die huidige, die toekomstige, alles wat ons van weet, is tot ons beskikking geplaas. En ek dink dit is daarom belangrik dat ons elke dag van ons lewe hierdie voordele wat ons het sal benut en sal waardeer en sal aanwend tot ons voordeel, maar veral ook tot die mense en die gemeenskap rondom ons. Kom ons wees bewus dat ons meer het as wat ons dink. Alles behoort aan ons. Loop mooi.